Goeiemôre almal. Baie welkom in 'n besonderse erediens vir oggend. Ons vier vir oggend 'n paar dinge. Eerstens die belydennisklas van 2025 wat belydenis van geloof aflê. En dan is dit ook ons 10de maand dankofferfees en dan ook hervormingsfees. Julle sal in julle blaadjies sien, daar is so 'n kort stukkie oor hervormingssondag wat ons elke Sondag die laaste Sondag van Oktober vier. En dit is dan waaroor dit gaan daarso. Maar dit is baie besonders vir oggend om mense te hê wat belydenis van geloof aflê. In die tradisionele formulier van die belydenisaflegging hoor ons die woorde en jy kan dit daarso opsit dat verbondskinders moet wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. So vanoggend gaan hier 4 jong mense ja sê vir God en daarom is dit ook belangrik vir elkeen van ons ook om ons vanoggend goed self ook te ondersoek en die van ons wat reeds belydenis afgelê het, vir onsself af te vra of ons nog volhard in ons belydenisaflegging. En vanoggend as kinders van God kan ons ook dan weer ja sê vir die Here. So ons wil welkom sê aan elke besoeker, elke nuwe intrekker en elke lidmaat vanoggend, aan elkeen van julle. Mag julle ook 'n besonderse belewenis hê saam met hierdie 4 jong mense van ons en saam as gemeenskap van gelowiges, saam as kinders van God, saam as NG Pierneef. Mag elkeen van julle regtig 'n geseënde oggend beleef in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil in gebed. Gewone dinge word heilig as God aanwesig is. As God in die doringbos is, moet Moses sy skoene uittrek. As God hom in die wind openbaar, moet Moses sy gesig wegdraai, anders sal hy verteer word deur God se teenwoordigheid. Hierdie baksteengebou waarin ons sit, word heilige grond, omdat God hier is. Dan word die deel van die kerkbank waarop jy sit ook heilig, want God is hier by jou. Genade en vrede vir elkeen van julle van God ons Vader, Jesus ons Here en die Heilige Gees. Amen. Nou God is hier teenwoordig, maar jy sit dalk vanoggend hierso, maar jy is dalk nie ten volle teenwoordig nie. Hoeveel van ons se koppe is 'n bietjie besig vanoggend, dalk dink jy nog aan die goeders wat die afgelope week gebeur het of die week wat kom, dalk dink jy aan die lekker familiemiddagete wat julle gaan hê. Dalk kan ons dieselfde vraag vra. Waar is my gedagtes op hierdie oomblik? Is ek regtig teenwoordig hier waar ek sit? Of is dit maar net my lyf wat hier is en my gedagtes is eintlik ernstig anderste? Ek wil graag hê dat ons vanoggend moet rustig raak, sal teenwoordig wees in die oomblik, sodat ons die woord van die Here kan hoor. Die Here nooi ons vanoggend om te kom rustig raak, ten spyte van wat in elkeen van ons se lewens besig is om te gebeur. Hy nooi ons om met ons bekommernisse, met ons vreugdes, met ons opgewondenheid, met ons hartseer en met ons pyn na hom toe te kan kom en hierso teenwoordig te wees saam met medegelowiges, hier waar ons die Here aanbid. So ek gaan 'n paar oomblikke van stil gebed gee, dan ons verootmoediging vir oggend is dan die Onse Vader.
En ek dink deel van die verootmoediging is dan juis hierdie stil word ritueel wat ons dan doen, waar ons net vir 'n oomblik al hierdie ander dinge voor die Here se voete kom neerlê, in gebed stil raak, en werklik net vir hom sê, ons is hier, ons harte en ons gedagtes oop te maak wat ver oggend in hierdie aanbiddingsgeleentheid gebeur. So kom ons raak dan vir 'n paar oomblikke stil in gebed. Bring jou vreugdes, bring jou blydskap, bring jou opgewondenheid, maar bring ook dit wat jou bekommerd maak, dit wat vir jou in die week voorlê, dit wat jou dalk hartseer maak. Bring dit na die Here toe en kom ons aanbid hom. Vader, ons het vandag soveel redes om dankbaar te wees vir die genade wat ons red, vir jong mense wat hulle geloof bely, vir u sorg wat ons elke dag onderhou, en vir die woord wat deur eeue heen ons lei. Vorm ons vandag deur u Gees dat ons u lewe en u waarheid sal weerspieël. Amen. Ons teksgedeelte kom vanoggend uit Romeine 12 uit, en terwyl julle dit opsoek, is die kindertjies welkom om te verdaag saam met Tannie Jan vanoggend na die kinderkerk toe, al die graad 0 tot 3's. Die teks wat op die bord gaan verskyn is die 2020 vertaling. Julle is welkom om 'n ander vertaling ook op te soek in julle eie Bybels. Romeine 12, en ons lees die eerste 8 verse daarso. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle kan goed onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir julle elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig, en wie bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met in ons belydennisklas, dat ons elkeen deel van hierdie liggaam, hierdie wonderlike liggaam van Christus is. En dit sou 'n baie mooi preek gewees het, en ons almal kon weer deel gevoel het van hierdie liggaam, wat die Here dan ook die gawes hierso van so uitsonder. Maar ons teksgedeelte kom vandag uit die eerste 2 verse uit. Ek vermaan julle dan, broers, by die ontferming van God, om julle liggame te stel as lewende heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dit is nou 'n ander vertaling daardie.
En omdat vandag so 'n besonderse dag is hierdie net sulke mooi teksgedeelte. Want dit is 'n dag van 'n drievoudige dankbaarheid. Ons dank die Here vir jong mense wat hulle geloof openlik bely. En dit is 'n mooi getuienis van God se genade. Ons dank die Here deur ons 10de maand dankofferfees waar ons God eer vir sy oorvloedige sorg. En dan natuurlik die hervormingsfees waar ons dankbaar terugkyk oor hoe God oor die jare sy kerk gevorm het en hervorm het. Al drie hierdie momente vertel eintlik dieselfde storie. Die storie van God se genade wat ons verander, wat ons lewens nuut maak. En daarom fokus ons dan op die eerste 2 verse van hierdie teksgedeelte vandag. Want dit begin by die genade van God. God se ontferming oor ons. En dit is dan hoe Paulus begin. Hy sê, ek vermaan julle dan broers, by die ontferming van God. Met ander woorde wat hy sê, alles wat ek nou gaan sê, die oproep om te leef, om te gee, om te dien, is nie uit plig uit nie, maar uit genade. Want in die eerste gedeelte van Romeine fokus Paulus eintlik op die evangelie. Hy pak dit vir ons mooi uit. Hy sê in die eerste gedeeltes van Romeine, maar ons was sondige mense wat eintlik die dood verdien het, maar ons is geregverdig deur God, en dat niks ons van die liefde van Christus kan skei nie. En dan sê hy, weens dit, daarom, omdat God homself oor ons ontferm het, omdat ons God se genade ontvang het, leef ons nou vir hom. En is dit nie die hart van hervorming nie? Die hart van hervorming sondig nie. God se genade begin nie by my goeie werke nie. Dit begin by God self. Wanneer ons belydenis aflê, wanneer ons dankoffers gee, doen ons dit nie om guns by God te koop nie, maar omdat God se guns ons reeds oorweldig het. Ons lewe van geloof is altyd 'n antwoord op hierdie genade van God wat hy alreeds vir ons gegee het. Nou ons leef in 'n wêreld waar ons prestasies dikwels bepalend is. Ons moet goed genoeg wees, ons moet hard genoeg werk, ons moet beter presteer as die res. Maar voor God en by God en in ons geloof werk dit heeltemal anderste. Want in God se koninkryk word ons nie gemeet aan ons goeie dade, aan ons offers, aan hoe goed ons is nie. Want die Bybel sê vir ons word gered deur genade alleen, en dit is ook een van die solas, genade alleen. Dit is waarin ons glo, dit is wat julle bely vanoggend. Dit is wat ons bely het, en sy sê, maar ons glo dit is waar, want die Bybel sê dit vir ons. Dit begin by genade. Want genade is 'n geskenk, dit is nie 'n beloning nie. Paulus sê duidelik, dit is 'n gawe van God. En 'n gawe is iets wat jy ontvang. 'n Gawe is nie iets wat jy verdien nie. God kyk nie na ons werke om te besluit of sy liefde vir ons die moeite werd is nie. Hy skenk dit vir ons vrye genade aan almal wat glo. Soos 'n kind wat 'n geskenk met oop hande ontvang, so moet ons ook dan hierdie redding en genade van God aanvaar. Nie met trots omdat ons so goed is nie, omdat die Here ons gekies het nie, maar met dankbaarheid. Want omdat die wêreld dikwels vir ons leer dat ons goeie dade punte tel, sê Jesaja vir ons dat selfs die beste mens
'n vuil kleed het. Jesaja 64 vers 6. Voor God se volmaakte heiligheid skiet ons nog steeds kort. Maak nie saak hoe goed ons is nie. Ons werke kan nooit 'n brug bou tussen ons en die heilige God nie. Net Christus, by sy kruis en by sy opstanding kon en het dit gedoen, want hy het die prys vir ons betaal. Sommige sê, as ons net deur genade gered is, as dit dan wel die geval is, en ons niks kan doen om ons eie redding te verseker nie, dan gee dit ons ons vrye teels om te doen wat ons wil. Maar dit sal 'n misbruik wees van genade. Want genade, hierdie genade wat ons ontvang, verander hoe ons leef. Wanneer jy besef dat Christus jou onvoorwaardelik liefhet, verander dit jou hart. Begin jy anders te leef. Begin jy om God se guns nie te verdien nie, maar omdat jy dit reeds ontvang het, leef jy anders, leef jy in dankbaarheid. Doen jy dinge anderste. Efesiërs 2 vers 10 sê vir ons, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke. So, wanneer ons hierdie ongelooflike geskenk van genade besef, dan is dit 'n nuwe begin. Dis nie 'n verskoning om te doen wat ons wil nie. Ons is mos nou gered, so ons hoef nie goeie dade te doen nie. Ons is mos nou gered, want ons goeie dade gaan ons in afval in die hemel bring nie. Ons is mos nou gered, ons het hierdie genade verdien, so ons hoef nie meer kerk toe te kom nie. Ons is mos gered, God gee vir ons hierdie genade, so ons hoef mos nou nie goed te doen aan ander nie. Ons hoef nie te gee nie, ons hoef nie dienend te wees nie. Dit is nie waarvoor God se genade misbruik kan word nie. Juis omdat ons hierdie genade het, gekry het, leef ons nou anders, leef ons uit dankbaarheid uit. Juis omdat God so genadig is, dien ons juis, gee ons juis. Is ons goeie voorbeeld van wat dit is om 'n kind van God te wees. Wil ons nie sondig nie. Lees ons die woord van God. Spandeer ons tyd in gebed en in Bybelstudies. Ons staan hier so nie as mense wat kan roem op wat ons gedoen het nie, maar as mense wat roem in wat Christus vir ons gedoen het. So mag ons elkeen vanoggend ook hoor dat God se genade vir ons genoeg is. En dan mag elkeen van ons die vraag vra, maar hoe sê ek dan dankie vir hierdie genade van God? En ons teksgedeelte sê dit vanoggend vir ons. Stel julle liggame as 'n lewende offer. Dit wil sê dankbaarheid word sigbaar. En dit is wat 'n geloofsbelijdenis is. Dis nie net om ja te sê vir 'n leerstelling nie. Dit is ook om te sê, maar Here, ek behoort aan U liggaam en siel, en ek wil dit hardop sê, ek wil dit hardop bely, en ek wil dit deur my lewe wys. Heidelbergse Katekismes se eerste Sondag sê, ek behoort nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus. So wanneer die kinders vanoggend belydenis van geloof aflê, sê hulle eintlik, ek wil 'n lewende offer wees. Ek gee myself vir God. En ons almal word vandag dan weer daaraan herinner. Dankbaarheid is nie net 'n gevoel nie. Dit is 'n lewenswyse. Ons dank God deur gehoorsaam te lewe. Ons dank God elke dag deur te gee en deur te dien. So wanneer ons dan ook vanoggend ons tiendes of ons dankoffers bring,
sê ons ook iets hiervan. Alles, Here, wat ek het, kom uit U hand. En ek bring ook 'n deel daarvan terug as teken van U liefde. Dis nie 'n transaksie nie. Dit is 'n daad van aanbidding, van dankbaarheid. En Paulus noem dit julle redelike godsdiens. Met ander woorde, Paulus sê dat die enigste logiese antwoord op God se genade is 'n lewe van toewyding. Ek gee myself as offer. Wat ek is, wat ek het, is 'n lewende offer aan Jesus. En 'n lewende offer begin nie noodwendig by die finansies nie. 'n lewende offer begin by 'n rein hart. God kyk nie eerstens oor wat ons sê of hoe goed ons lyk nie. Hy kyk na ons hart. Psalm 51 sê vir ons: skep in my 'n rein hart, o God, en vernuwe 'n standvastige gees binne my. Nou dit moet ons begeerte ook wees as lewende offers van die Here, is om 'n rein hart te hê. En 'n rein hart sê nie vir ons dat ons 'n sondelose lewe het nie. Dit beteken dat ons 'n opregte hart het. 'n Hart wat bereid is om deur lyding te staan vir die Here. Dit sê, Here, ek wil U eer selfs wanneer ek struikel. 'n Opregte hart is 'n belydenis met die woorde, Here, ek wil U aanbid met my hele lewe, met my woorde, my dade, my gedagtes, met dit hoe ek my gesin en my huishouding inrig, met die vriende wat ek kies, met die werk wat ek doen, met die offer wat ek gee. 'n Belydenis uit 'n rein hart is aanbidding. Dit is 'n lewende offer wat God behaag. Dis 'n ware geloof wat groei. Om 'n lewende offer te wees is nie om stil te staan nie. En die Here wil nie hê dat ons belydende lidmate vandag net leë beloftes moet maak nie. Hy wil hê hulle moet elke dag deur sy gees verander word. En net so elkeen van ons ook, wat vanoggend na die Here toe kom en sê, Here, ek wil ook 'n lewende offer vir U wees. Daardie belydenis wat ons herinner word, wat die kinders nou vandag gaan aflê. Wanneer ons dit in ons eie harte bely, dan sê ons ook, Here, ek wil nie net stil staan nie, ek wil nie net bly waar ek is nie, maar ek wil beweeg. Ek wil meer soos U word. Ek wil hê U Gees met my elke dag verander soos wat U wil hê ek moet wees. Ek wil minder van myself wees en meer van U wees. Want uiteindelik kom hierdie genade en hierdie rein hart en hierdie lewende offer uit by 'n lewe wat anders te lyk. Dankbaarheid vir hierdie genade maak ons anderste. Dit laat ons anderste lyk. Die wêreld sê, leef vir onsself, hou terug, kry meer, en die evangelie sê, gee jouself, leef vir Christus, dien ander. Sien julle die verskil? Ons lyk anderste. Om 'n lewende offer te wees beteken dat ons nie lyk soos almal rondom ons nie. Nie omdat ons beter is as iemand anders nie, maar omdat ons aan iemand anders te behoort. Ons hoef nie in te pas by die patrone van die wêreld nie, want ons identiteit lê nie daarin nie. Ons behoort aan Christus. En vir ons jong beleiers beteken dit jou geloof is nie net 'n Sondag ding nie. Dis jou hele lewe. Dis hoe jy dink, dis hoe jy praat, dis hoe jy kies, dis hoe jy gee, dis hoe jy lief het.
Om Christus te bely is om hom te volg, al is dit teen die stroom. Want dikwels lyk ons anderste. En vir ons almal beteken dit, Christelike dankbaarheid maak ons vry van die wêreld se gierigheid en vrees. Dit maak ons vry om 'n werklike blydskap te beleef, want ons weet, God sorg, hy is genoeg. Sy genade is gratis vir elkeen van ons. En dan, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. God hervorm ons. Hy verander ons. Die woord verander beteken letterlik om getransformeer te word. En let op hoe dit hierso passief gebruik word. Word verander. Jy moet verander word. Nie verander jyself nie, maar laat God julle verander. Ek dink dit is die geheim van die hervorming ook. Want dit is nie mense wat die kerk nuut gemaak het deur al die jare nie. God het dit gedoen deur sy woord en sy gees. En hy doen dit vandag nog, elke keer wanneer die woord gepreek word, hervorm my harte. Elke keer wanneer iemand bely, Jesus is Here, dan maak hy lewens nuut. So ons bid vandag, saam met die reformatie van duisende ander kerke reg oor die wêreld. Here, hervorm u kerk. En begin by my hart. So wanneer ons denke verander, verander ons lewens. Dan begin ons anders te kyk na tyd en na geld en na sukses en na vrees en na mense. Dan leer ons om te onderskei wat werklik goed is. Paulus sê, die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God. Dan sien ons dit raak. Hierdie teks eindig waar alle dankbaarheid eindig. En dit is tot eer van God alleen. Wanneer jong gelowiges bely, wanneer ons gee, wanneer ons sing, wanneer ons aanbid, doen ons dit alles tot eer van God alleen. En dit is ook een van die 5 solas, die laaste een, Soli Deo Gloria. Aan God alleen die eer. Dit is hoekom ons bely. Dit is hoekom ons gee. Dit is hoekom ons vanoggend aanbid. Ons lewe begin by genade. Ons antwoord is die toewyding waarin ons leef. En ons krag lê in hierdie vernuwing deur die Gees. En die doel daarvan alles is, ons lewe se doel is om aan God eer te bring. So mag ons onsself vanoggend ook elkeen ondersoek, ons eie belydenis. Laat ons die Here nog ons elke dag verander tot sy eer, to his liking. Laat ons onsself transformeer. Laat ons dit toe. Lewe ons nog uit dankbaarheid uit. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil in gebed en dink aan hierdie ongelooflike genade. Dink aan die dankbaarheid waaruit ons kan leef. Dink aan die tipe dankbaarheid wat sigbaar is in jou lewe. Kom ons vra die Here net weer om ons elke dag te verander tot sy eer. Here, u genade is so groot
U het ons gered toe ons nog sondig was. Laat ons lewens nou 'n dankoffer wees vir U genade. Bewaar ons van gelykvormigheid aan die wêreld. En hervorm ons denke deur U woord en deur U Gees. Here, mag ons belydende lidmate vanoggend en die gemeente U goeie en welgevallige wil uitleef, tot eer van U naam alleen. Amen. Ek gaan nou vra dat ons belydensklas van 2025 asseblief hier so voor sal kom staan. SP en Pierre, Lachey en Bian, baie welkom vanoggend hierso. Nou julle het nou deur die jare ook nou gehoor wat ons gereformeerde tradisie is en ek hoop dat julle ook dit so vertel het aan julle ouers, as hulle dalk nou nie kan onthou wat hulle belydenis van geloof gesê het nie. Maar so het julle gekies om dan te antwoord vanoggend op die toesegging van God se beloftes ook op julle doop. En om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle bely met julle mond wat julle in julle harte glo en dit is dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op hom te vertrou, volgens sy woord te lewe, om lewende offers te wees, soos wat ons dan vanoggend gesê het, om nie net sondagmense te wees nie, maar dat julle lewens getuienisse is van dit wat julle glo en in wie julle glo. So ek gaan die gedeeltes op die formulier van die belydenis van geloof hierso vir julle opsit wat dit is. Dat die res van julle ook dit kan lees, dit kan ter harte neem, weer daaraan kan dink en ook hierdie spesiale oomblik wat ons nou deel saam met hierdie 4 jong mense ook kan waardeer. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan om verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. En so antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die doop. So hierso sien ons dat die doop in wese 'n link het tot vanoggend waar julle hierso staan. Julle kom sê, maar ek verstaan wat die doop is. Hierdie belofte wat my ouers ook afgelê het, hierdie genade wat die Here vir my gegee het, wat hy na my toe gekom het toe ek nog baba was. Hy gesê het, jy is my kind en ek is jou God. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy met die mond bely wat jy ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat jy maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en om alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om op God alleen in alle terreine van die lewe deur sy woord en daad te verheerlik. Woords beteken die openbare belydenis van geloof, dat jy verklaar dat jy opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Aangesien julle die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad met blydskap toestemming verleen dat julle in die openbaar julle geloofsbelydenis mag aflê. Nou julle het alreeds julle Bybels gekry en daarin begin merk, soos wat ons deur die belydenisboek gewerk het. En dit is ook my wens vir julle dat julle sal aanhou om diep te delf in die woord van die Here.
om elke keer wanneer julle uit die woord uit lees, ook te onthou dat die gemeente ook hier is om julle te ondersteun in dit wat julle nie verstaan nie, om geestelik hier te wees vir julle, omdat ons, soos wat ons nou ook gesê het, die liggaam van Christus is. Word julle nou deel van iets amazing, iets groter as julle self. Nie net van NG Pierneef as liggaam van Christus nie, maar van die algemene Christelike kerk, wat ons dan ook in ons eie belydenis, die 12 artikels, hardop bely elke Sondag. So met dit gesê, daarom versoek ek julle dan nou, om voor God en die gemeente, opregte antwoord op die volgende vraag. Ek gaan die vraag voorlees, dit is die vraag wat julle baie goed ken, en dan wil ek graag hê dat julle moet antwoord. Eerstens, glo julle die leer soos dit in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in hierdie gemeente geleer word, en glo julle dat dit die ware en volkome leer van verlossing is. Tweedens, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp. Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en ook om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help op hierdie regte pad te bly? So wat is julle antwoord? Beer? Lachey? SP? Ja? Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate is van die NG Kerk Pierneef. So in die goeie wedloop van die geloof, moet julle al julle kragte inspann om die ewige lewe as prys te behaal. En daartoe het God julle geroep om hierdie belydenis ook vanoggend voor hierdie gemeente af te lê. En gemeente sien toe dat hierdie nuwe lidmate van ons ook ontvang word as medelidmate, medegelowiges in die liggaam van Christus in. Moedig hulle aan tot liefde en goeie werke en bid vir hulle. Leef in liefde met mekaar saam, want die Heiland het ook gesê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. So ons moet ook so lewe. Kom ons gee vir 'n lekker handeklap. Kom ons staan asseblief en kom ons spreek die seën oor ons nuwe lidmate uit. En daarna gaan ek vra dat die kerkraad en julle gesinne, julle ouers asseblief sal vorentoe kom om julle geluk te wens. En dan wanneer ons dan klaar gesing het, klaar geluk gesê het, dan vra ek dat julle steeds hier voor sal staan, dan gaan ons as gemeente saam die geloofsbelydenis hardop saam doen. So kom ons staan en spreek oor hulle die seën uit.
Dankie, julle kan maar sit. Nooi nou die ouers en die kerkraad vorentoe om vir hulle te kom geluk sê. Kom ons staan vir ons geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat van Heilige Gees gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. So vandag bring ons ook ons dankoffers as teken van dankbaarheid teenoor God. Soos ons mekaar gesê, dit is nie om God se goeie guns te koop nie, maar om te sê, Here, alles wat ons het, behoort aan U. Dankoffers is 'n simbool waarmee ons uitdrukking gee aan ons dankbaarheid. Daarmee herinner ons onsself dat alles van God afkom, dat God se genade vir ons gegee is. Ons word ook vir 'n oomblik stil om te dink in dankbaarheid hoe die Here ons oor die afgelope 11 maande, 12 maande, waar is ons nou, gedra het, gehelp het, onderskraag het. Dit is 'n erkenning dat alles van die Here afkom. Dit is 'n uitdrukking van dankbaarheid uit en ook 'n verbintenis om verantwoordelike bestuurders te wees. Nou behalwe vir dit, sal julle ook sien in ons boodskapper, is hierdie ook een van ons gemeente se belangrike insamelings. Daarmee is die kerk ook dankbaar vir die geleentheid van 10de maand dankoffer. Want dit beteken dat ons die ander maande kan aangaan met die kerk se werk. Dit beteken dat ons ook van NG Pierneef se kant af kan gee en kan doen en kan funksioneer op so 'n basis dat nie net ons persoonlike geloof uitgeleef word en sigbaar word hier waar ons bymekaar is nie, maar dat dit ook so uitgeleef word in ons breër gemeenskap en selfs verder as die moed. Soos dit nou al tradisie is in ons gemeente, as jy dalk jou 10de maand dankofferkoevert by jou het en jou 10de maand dankoffer daarin gesit het, gaan ons nou die geleentheid gee dat jy dit vorentoe kan bring en ook in ons mandjie vanoggend hierso kan sit, as teken van jou dankbaarheid. Jy sal ook sien in die boodskapper is daar ook 'n ander manier om 10de maand dankoffer te gee. Jy hoef nie net vandag te doen nie. Jy kan dit ook so merk op 'n EFT en 'n oorbetaling doen of later die week of volgende Sondag ook bring. Maar indien jy sou wou, hierso is nou 'n geleentheid om die koevertjie hiervoor in te kom sit as 'n teken van ons dankbaarheid uit. Weet ook net, ons kollekte vanoggend is by die deure. Dit is iets anderste as ons 10de maand dankoffer. So indien jy jou koevertjie gebring het, is jy welkom om nou vorentoe te kom. Anders is jy welkom om net so in die banke te sit, rustig en na die musiek wat ons voorberei het te luister. O Heer my God, as ek in U
elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe jy dit elke dag so onderhou. Dan moet ek my recht, my God, hoe groot is die, wanneer die hele kennis beslaat, hoe Here keer die grote Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe vleis, de grasse, stroom en wind. Hoe hierdie son, verklein, vergroot, verander en die Kom ons sluit die oë. Here, ons bring hierdie offer uit dankbaarheid uit. Gebruik dit tot die uitbreiding van u koninkryk. En leer ons ook om met oop harte en oop hande te leef. Here, u het ons geroep om u te volg in geloof, om in dankbaarheid te leef en om altyd te hervorm volgens u woord. Vader, laat ons vandag en elke dag lewende offers wees, tot u eer alleen. Amen. Ek het reeds genoem dat die kollekte by die deure opgeneem gaan word. As julle so na julle boodskapper kyk, sal julle sien ons staan amper einde van die jaar se kant toe en ons nog net 'n paar groot goeders wat gebeur voordat dit weer Kersfees is en Nuwejaar is. Ons Kerssangdiens is die 23ste November en julle sal sien ons het nog 'n sniffel en krapmark die einde November. Julle sal 'n bietjie advertensie daarso sien. Ons dink in liefde met die mense wat op ons lief en leedlys is, nog steeds aan Sofia wat baie siek is en behandeling ondergaan vir kanker, ook vir Karel wat steeds in die hospitaal is vir toetse tot maandag, en ek dink amper sy gaan maandag vir 'n galsteenoperasie, om galstene uit te haal. So dink ook asseblief aan Karel. Wilna Burgers wat haar been gebreek het en herstel by die huis, ook oom Wessel, ons is bly oom is vandag hierso, en wat prosedures ondergaan het. Ons dink aan oom se pad ook vorentoe en bid vir oom en vir tannie Tia ook. Ons verjaarsdag het ons lekker hierdie week baie. Johan Melarbe, die 27ste, baie geluk oom. Ja, en Steve, ons kom by hom, hy is eers die 30ste. Voor hom verjaar Cathy Du Plessis, baie geluk met ma se verjaarsdag, hierdie week. En Christian Koen op dieselfde dag, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy skryf eksamens nie. Doen jy? Shame. Sterkte vir dit. Baie geluk Christian. Annemie is nie hier so vanoggend nie. Steve Swart verjaar ook dan die 30ste. Baie geluk met jou verjaarsdag. Is daar enigiemand anderste wat hierdie week verjaar? Ja? Verjaar Tasha vandag. Baie geluk Natasha, met jou verjaarsdag, sommer so op die Sondag, Jesusie. So julle kan lekker vandag saam met Natasha ook by die teekuier. Baie geluk met jou verjaarsdag. Enige huweliksherdenkings hierdie week?
enige ander goeie nuus? Baie geluk, ek hoop dat julle almal 'n baie lekker dag sal hê met julle verjaarsdag. En verder, dink ek is dit. Ons nooi julle vir lekker koek en tee na die erediens, saam met ons nuwe beleidende lidmate, en ook omdat dit 10 maand dankofferfees is, en omdat daar so baie mense verjaar, en sommer net om lekker liggaam van Christus te wees, verder in die saal. So kom geniet 'n lekker koffietjie en ietsie lekkers om te eet saam met ons na die erediens. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.